Ons gebruik hierdie oomblik net daar waar jy staan. Kom ons sluit dit ons oë. Here, hoe wonderlik om te weet dat U het eerste die tree na ons kant toe geneem. U het die stikkenheid gesien, U het die vervalle gesien, U het die gebrokenheid gesien, U het die hartseer gesien. Here, en U het aarde toe gekom om vir ons sondes te sterf. U het gekom om dit wat gebreek was te kom heel maak. En ons wil vir U dankie sê vanmôre, Here, dat ons U kan ervaar as 'n God van liefde, 'n God van omgee. Wat nie gekom het om te veroordeel nie, maar om te kom om te red. En dankie dat U ons kom red het. Vir die wete dat ons U in ons lewens teenwoordig het. Die wete dat U 'n Vader is wat U ontferm oor U kinders. U wat betrokke is, U wat deel is. En Here, ja, in tye wanneer dit goed gaan en ook wanneer dit nie goed gaan nie. Het ons daardie versekering dat U by ons is, dat U ons op U naam geroep het, dat ons aan U behoort, dat niks ons sal vernietig nie, want U is by ons. En vanmôre wil ons net vir U dankie kom sê, vir die rol wat U in ons lewens speel. En ons wil U al die eer daarvoor gee. En hoe bevoorreg is ons nie om U te kan ken en te kan weet wat U ons lief het. Ons bid, Here, dat U die diens verder sal seën. Die prediking, inseding, die doop wat gaan plaasvind, dat dit net een doel voor oë sal hê. En dit is om U te verheerlik. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. En ons almal sê, amen, baie dankie. U kan die sitplekke neem. As hy gee vir ons hoërskoolouens kans om gou uit te beweeg. Ons graad 7's. Ons gaan aan met ons reeks en ons vra, wat kook binne in jou, wat borrel binne in jou, wat is hier diep binne besig om te gebeur? En ons het die voorbeeld gebruik deur te sê, dis amper soos wat jy daai laas aand se curry en rys so in die mikrogolf sit in 'n papbakkie en jy los hom oop en jy sit hom op 100% full power en jy los hom en dan as jy so deur die venstertjie kyk, dan sien jy hy maak dalk so 'n borreltjie of twee en dan besef jy moet hom iewers nou uithaal want iewers gaan dit 'n gemors veroorsaak en dan die volgende oomblik hoor jy net 'n slag. Hy maak so pa. En dan as jy weer kyk, dan sien jy alles in daai mikrogolfoond is vuil. En dan is dit 'n gemors. En dan moet dit skoon gemaak word. En so is dit ook in ons lewens. En ek het verlede week gepraat, en jy kan gaan kyk, verlede week se preek het ons gesels oor afguns en jaloesie en wat dit in jou lewe kan veroorsaak. En as dit ontplof, dan is dit skoonmaakwerk. Dis nie gemaklik nie, dis nie lekker nie, maar jy moet dit hanteer. En so is die vraag vanmôre weer eens, wat borrel in jou? Wat kook binne in jou? Wat is daar waarvoor jy moet pas op? Want as jy dit nog so bietjie gaan los, is die kans goed dat dit gaan ontplof. En jy gaan nie net jou lewe affekteer nie, maar dit kan ook ander mense se lewens affekteer. En so gaan ons vandag so bietjie stil staan en ons gaan bietjie praat oor iets wat ek glo nie eintlik 'n probleem by ons is nie, want ek glo almal wat hier is, sukkel nie met woede nie, word nie sommer net kwaad nie. Dis vredelewende mense wat vanmôre hier sal sit. Jy sien die harmonie, jy sien die vrede, maar die vraag is, wat kook binne in jou? Okay, en ons gaan 'n bietjie naby stil staan vanmôre. As jy jou Bybel by jou het, kom ons lees saam, daar Jakobus 1 van vers 19 tot 20.
En Jakobus is aan die woord, en ek het verlede week gesê, staan 'n bietjie stil by Jakobus, en gaan kyk 'n bietjie daardie rykdom wat in daardie boek geskrywe staan, wat jou en my ongelooflik baie kan help in die lewe. So Jakobus is aan die woord en hy sê, let op, okay, so hy sê, luister, gee aandag, hier kom dit nou. Wie? My geliefde broers, en natuurlik ons susters, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, en stadig om kwaad te word. Okay, so jy gaan sommer aanneem, hierdie is die teksgedeelte. Kom ons lees hom weer. Let op, my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, en stadig om kwaad te word. So wie dink vanmôre hier, ek gaan met jou praat? Een nou. Okay, dankie. Reg, vir julle 3, hier gaan ons. Hy gaan verder. Want die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. Doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedei. En ontvang die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n doener. As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself. So 'n mens se godsdiens is vergeefs. Dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle elende en jouself onbesmet van die wêreld te hou. Net tot sover. Nou ek kan aanneem vanmôre dat jy wat hier sit, word ook met tye kwaad. Is dit so? Jy wat hier sit, word ook kwaad vir omstandighede, vir situasies waarin jy jouself bevind. Dinge wat in jou lewe gebeur, en of dit by die huis is, en of by die werk is, of waar dit ook al is, in die verkeer selfs is, of in 'n ry is, het jy te doen waar jy voel dat iets is hier besig binne om in jou te kook. Iets is besig om hier binne in jou te gebeur. Maar die probleem is nie die feit dat 'n mens kwaad word nie. Die probleem is op die einde van die dag wat ons met daardie kwaad doen. Hoe ons met daardie woede op die einde van die dag gaan optree. En jy en ek in alle aspekte het die keuses wat ons wil doen en wat ons gaan doen. So jy kan kies om dit te los en ek wil amper sê die krag aan te hou sodat hierdie ontploffing gaan plaasvind, of jy gaan voorbereid wees. Jy gaan voorbereid optree. En keer dat dit nie ontplof nie. Wie van julle het al gesê, dis nie so erg nie. Dinge gebeur, en dan sê jy, dis nie so erg nie. Maar dan, bietjie later, dan wonder jy by jouself, hoekom het ek so opgetree? Want later, toe daar nie so iets groots gebeur het nie, het ek ontplof. Dis nie eers 'n vergelyking wat vroeër die dag gebeur het nie, maar later, toe gebeur daar ietsie kleins en ek ontplof. En dit is chaos en dit is stikkend hier om my, want ek het dit te lank binne in myself gehou. So die vraag wat ons moet vra is, maar wat is woede? So woede is 'n emosionele reaksie op baie keer op onreg, seer en frustrasie. Nou ek dink jy sal met my saamstem dat 'n mens is emosionele wesens. 'n Mens tree op uit jou emosie uit. Jy tree op as jy ervaar dat daar was onreg gewees. Jy ervaar iets kook binne in jou as jy gefrustreerd is. Selfs Jesus het kwaad geword. Ons moet dit vir mekaar sê. Maar ons moet vir mekaar sê, onbeheerde woede word gevaarlik. Onbeheerde woede
skep chaos en stikkenheid en gebrokenheid. So is nie verkeerd om kwaad te word nie, maar die probleem is, wat maak ons daarmee? Hoekom borrel dit oor? Hoekom is daar 'n ontploffing? Hoekom is daar 'n kookpunt? En ek dink as jy agterkom, ek sukkel en my draad is kort en iemand moet my net van die verkeerde woord sê, moet ons teruggaan en dalk gaan kyk, want wat lê daaronder? Wat is hier diep weggebêre? Is dit dalk seer? Is dit dalk teleurstelling? Is dit dalk verwerping? Is dit dalk miskien verwagtinge wat nie plaasgevind het nie? Is dit dalk bitterheid wat jy ervaar? Jy sien, die woede is dit wat oppervlakkig is en na vore kom. Maar ver dieper is daar 'n oorsprong, is daar 'n wortel, soos wat ons verlede week gesê het. En daai wortel moet uitgetrek word. En ek het verduidelik, daai onkruidjie wat jy tussen die steentjies uittrek, is nie soos wat hy lyk as hy bo is nie. Bo is hy klein, maar as jy hom uittrek, dan haal jy so wortel uit daai tussen daai stene uit. So moet ons gaan kyk in ons lewens. Wat is daardie wortels in ons lewens? Dis amper soos daardie ysberg, dat daai 10% sien jy bo die water, maar die 90% van hom is onder die water. Dis waar die probleem lê. Jy sien, want ons moet vir mekaar sê dat woede is gevaarlik. En Jakobus sê vir ons, en gee vir ons die antwoord, hy sê, die toring van 'n mens bewerk nie die geregtigheid van God nie. Nou is interessant dat die vertaling dit sê, want toring is 'n baie ou woord. Hallo julle, is lekker om julle te sien. Ek het julle daar verwag. En daardie woordjie toring beteken wanneer jy kwaad word, wanneer jy ontsteld is, wanneer jy reageer. Dis die woordjie toring. Hy sê, die toring van 'n mens bewerk nie die geregtigheid van God nie. Met ander woorde, in plain Afrikaans sê dit, woede reflekteer nie God se wil in jou lewe nie. Want dit beskadig verhoudings. Dit breek vertroue op. Dit laat jou dinge sê waaroor jy spyt is. En ons sê altyd, spyt kom altyd te laat. Dit gee vir jou admin, dit gee vir jou werk. En selfs in die Bybel sien ons ook dan dat mense gesukkel het met hulle woede. Dink aan Moses. Here gee vir hom 'n opdrag. Hy is ongehoorsaam. Hy slaan die rots, terwyl hy met die rots moes praat. Hy's kwaad. Hy's woedend. Hy reageer. En in daardie oomblik van woede betaal hy 'n groot prys. Betaal hy 'n prys wat ek dink hy menigte kere gaan sit en gewonder het, hoe kon ek so stupid gewees het? Hoe kon ek toegelaat het dat my emosies so met my weggehardloop het? Want nou kan ek nie in die beloofde land ingaan nie. Moses het 'n ongelooflike groot prys betaal. En dit is 'n goeie voorbeeld vir jou en vir my om nie net impulsief op te tree nie. Die vraag is, hoe hanteer ons dit? Prakties, môre. Praat met Matt, so 'n klompie jare terug. Ek sien hom nie hier vanmôre nie. En Matt was vir baie jare die speerhoof gewees van Kreeusdorp. En menige kere het hy vir my gesê, Marius, ons moet iets doen aan ons gemeenskap se vlakke van aggressie en woede. Hy sê, want die gevalle wat ons hanteer is dat iemand kom net by die huis en sy vrou of iemand sê net die verkeerde woord of opmerking en dan sit 'n situasie. Jy ry op die pad, jy sien mense se houding. Jy sien hulle vlak van aggressie. Jy sien dat daar kook iets binne in hom. Ry net voor hom in. Of ry net te stadig voor hom.
Dan sien jy wat gebeur voor en agter en in jou hart ook. En Jakobus sê, vat 'n bietjie stadiger. Wees 'n bietjie rustiger. Wees 'n bietjie stadiger om te praat. Wees 'n bietjie stadiger om kwaad te word. Dalk weet ons dit. Ons pas dit nie toe nie. Dalk moet jy maar tot 5 tel. Dalk moet jy dalk tot by 10 tel. En sommiges moet dalk miskien tot by 15 tel. Dit haal nie die kwaad uit nie. Dit vat nie die woede weg nie. Want dink bietjie mooi wat met Jesus gebeur het. Toe hy in die tempel is en hulle dryf handel, hy was woedend. Hy was kwaad gewees. Wat het hy gaan doen? Wat het hy gaan doen? Wie weet wat hy gaan doen? Hy het nie net 'n sweep gaan vleg nie. Hy het daar iewers gaan sit. En ek kan jou beloof, hy het nie 10 sekondes gevat om 'n sweep te vleg nie. Want dit vat nie 10 sekondes om 'n sweep te vleg nie. Maar hy het gaan sit en hy het sy sweep gevleg. En ek dink so by myself, hy het dalk daar gesit en gesê, o, wie as ek hier opstaan? En hy het opgestaan. En hulle uitgejaag uit die tempel uit. Partykeer reageer ons net te vinnig. Partykeer reageer ons so vinnig dat ons na die tyd en ons dink terug, dan sien ons maar, ons is skade gemaak. Ek dink ons moet ook vir onsself vra, waar kom dit vandaan? Wat is die oorsprong van hierdie emosie? Hoekom word ek so kwaad? Hoekom tree ek so op? Hoekom vind ek myself dat ek baie keer buite myself optree in sekere situasies? Is dit as gevolg van seer? Is dit as gevolg van vrees? Of is dit as gevolg van frustrasies wat ek ervaar en beleef? Daai wortel moet uit. En die beste om daarmee te werk en die beste om dit te hanteer is om dit vir die Here te gee. Is om oor te gee. Is om vir die Here te sê, Here, ek het U nodig. Hierdie wat ek dra, hoef ek nie alleen te dra nie. Ek kan dit vir U gee. Ek wil dit vir U gee. Ek wil dit na U toe bring. Ek wil hê dat U die woede uit my hart en my lewe moet uithaal. En dan ook miskien om jou reaksie te kies. Want ons moet ook vir mekaar sê, dat een van die grootste geskenke wat ons ontvang het, is 'n wilsbevoegdheid. Is die vermoë om keuses en besluite te kan neem. En in daardie oomblik kan jy kies. Jy kan kies om dit anders te hanteer. Jy kan kies om eerder stil te bly. Jy kan kies om eerder maar net genade te gee. Jy het die vermoë om dit te kan doen. Woede kan mense vernietig. Woede kan jou vernietig. Woede het die manier om so te reageer dat daar soveel skade gemaak kan word. Dat jy en mense die letsel vir die res van hulle lewe sal dra. 'n Optrede waar jy dalk opgetree het en iets gedoen het of dalk iets geslaan het of iets geskop het, kan 'n blywende impak hê op mense se lewens wat daai oomblik saam met jou was. Mag jy keer dat jy ontplof. Mag dit vandag die begin wees wat sal keer dat jy sal oorkook. Maar jy so sal optree soos wat God wil hê jy moet optree. En ek wil graag vir jou vra, net daar waar jy sit. Kom ons sluit dit vir 'n oomblik ons oë. Jy ken jouself. Jy ken jou lewe. En jy weet vanmôre of daar dalk woede binne in jou hart is. Dis nie sigbaar nie, maar jy ervaar dit is daar. En dit kook binne in jou baie keer. En ek wil vanmôre vir jou sê dat jy hoef nie te ontplof om verligting te kry nie. Jy kan dit vandag net oorgee.
En vandag kan jy sê, Here, help my om my woede reg te hanteer. Here, help my om so op te tree soos wat U graag wil hê ek moet optree. Dat my lewe sal getuig dat ek U kind is. Dat my lewe so geleef sal word dat U op my sal trots wees. Ja, my Vader, dankie vir wie U is. En selfs in ons slegste oomblikke, miskien die oomblikke waar ons terugkyk, dan kry ons skaam daaroor. Here, is U saam met ons, is U by ons. En laat U ons nooit alleen nie. Here, my gebed vanmôre is dat hier iemand vanmôre is wat sê, maar ek sukkel regtig daarmee. Here, dat ons harte en ons gedagtes ingestel op U sal wees. U sal vertrou om te kan weet, Here, dat U wil daai wortel uit ons lewens uithaal. U wil verhoed dat ons seer kry en ook dat ander seer kry. Here, want U het gekom, soos ek dan gebid het, nie om te veroordeel nie, maar om te red. En Here, dis ons begeerte, dat ons lewens aan U sal oorgee, met die wete dat U ons sal verander, sal nuut maak, sal transformeer, soos wat U graag wil hê, ons moet leef. Dankie, dat U betrokke, en dat U deel van ons lewens is. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. We're living in hope.